Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelhy was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hy hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Die een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Ons is in Jesus stories deel 74 vanoggend, en ons praat oor Jesus. 'n kerk se hoofdoel is om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red, en hulle sy disippels kan word. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer jy hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat hy gedoen het en wat hy gesê het, was net wat die Vader gesê het, en is net wat die Vader gedoen het. Want hy het ons kom voorstel aan die Vader. As jy God wil ken, leer Jesus ken. Nou toe ek hierdie storie lees, toe besef ek gaan vanoggend vir julle met slegte nuus gee. Hier is een van my gunsteling stories. Maar ek gaan vanoggend, ek hou nie daarvan om slegte nuus met mense te deel nie. Maar ek moet vanoggend, want is waar. Ek het nie 'n keuse nie. Daar is goed wat jy nie kan doen nie. Daar is goed wat jy nie kan doen nie. Hannes, ek weet het. Ons leef nie altyd so nie. Daar is goed wat jy nie kan doen nie. En die grootste bewys in jou lewe is jou geboorte. Jy het ingekom in hierdie wêreld in as 'n pap babatjie. En as iemand jou nie opgetel het en jou aangetrek het en jou gevoer het en jou gebring het tot waar jy vandag is nie, sou jy nooit eers geweet het jy het geleef nie. Want jou brein en jou oplet en jou waarneming skop eers later in. Jy is in hierdie wêreld ingebore afhanklik. En dit verander nooit nie tot die dag wat jy dood is. En as jy sukkel om dit te glo vanoggend, is dit omdat jy te veel deur die wêreld geprogrammeer is. Want die wêreld programmeer jou, jy kan in Engels, you can do anything you want to if you just put your mind to it. Dis wat die wêreld jou vertel. Ek bedoel, dis ons groot word. Ons maak ons kinders groot om onafhanklik te wees. Op sy eie 2 voete te staan. En dan mis ons totaal en al die punt van ons lewe. Ons mis dit, sonder dat ons dit besef. Ons besef nie dat ons eintlik elke dag van ons lewe afhanklik is nie. Elke dag. En weet jy, daar's iets wat my en jou elke dag herinner dat ons afhanklik moet wees. Dis hoe groot die genade van die Here in jou lewe is. Jou onvermoë is 'n bewys van jou afhanklikheid. Wat maak ons met ons onvermoë? Ons teleurstellings, ons tragedies, ons siekte en ons seer. Ons probeer net daar deurkom. Dit was die slegte. En ons fokus net op die positiewe. In die tussentyd was dit daar om jou te herinner dat jy is afhanklik gebore en dit verander nooit nie. Ons raak baie keer so arrogant om te sê, godslasterlike goed te sê, soos die God wat my geskaap het, nee, wat my afhanklik geskaap het, kom ek op 'n punt in my lewe waar ek goed sê soos,
Ek het niemand nodig nie, ek kan dit self doen. Dis godslasterlik, as jy regtig 'n Christen is. Ek het niemand nodig nie, ek kan dit self doen. Ek hoef nie deel van 'n kerk te wees nie, ek kan 'n Christen all on my own wees. Ek het dit ook al gehoor. If it's gonna be, it's up to me. As jy iets wil gedoen hê, moet jy dit self doen. Jy kom in hierdie wêreld in as 'n afhanklike, dit verander nooit nie. Eerstens afhanklik van God en tweedens afhanklik van mekaar. Geen mens is geskaap om alleen te wees nie. Anders sou die Here jou op jou eie eiland gesit het. Ons verloor so vinnig perspektief in hierdie wêreld wat ons konstant programmeer, veral wanneer dit hierby kom. Wat jy nie reg kry nie, wat jou mislukkings is juis iets waarop ek moet fokus elke dag. Want dit herinner my, dat ek is nie in beheer nie, sal nooit wees nie. Al probeer ek hoe hard, ek is afhanklik. Dis hoekom dit in my en jou lewe is. Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels, hierdie is die derde keer. So die eerste keer was op die eerste dag van die week, wat 'n Sondag was. Dis die eerste dag van die week, dis hoekom ons ook op Sondag by mekaar kom, is die eerste dag van die week. Volgens die Joodse tradisie. Dis hoekom ons op hierdie dag kerk hou, en dit was die aand gewees, die oggend het aan Maria's, die twee Maria's en Salome verskyn, en toe hardop hulle en sê dit vir die disippels, en Petrus en Johannes het garaf toe gehardloop, maar hulle het nie lekker geweet wat om daarvan te maak nie, en deur die dag toe verskyn Jesus nog aan twee ver langs sy ander disippels, en die aand toe verskyn hy aan 10 van sy disippels, wat sy 12 disippels was, een het selfmoord gepleeg, en die ander was nie daar nie. En toe, 8 dae later, toe verskyn hy weer aan sy disippels, met die een wat nie daar was nie, wat nie wou glo Jesus is uit die dood uit nie, Thomas, ons het laasweek daaroor gepraat. As jy hierdie goed wil gaan kyk, en wat dit beteken, dis op ons YouTube kanaal, gratis of verniet, solank jy internet en krag het. Toe verskyn hy aan hulle, almal weer, net om daai ou uit sy ongeloof uit te kry. En hier is die derde keer, en ons is nie seker presies hoeveel dae na die tweede keer hierdie was nie, ons weet net dit het gebeur. En terwyl Jesus aan hulle verskyn het, was hulle almal toegesluit in 'n vertrek, bang vir die Jode, bang vir hulle lewe, want hulle was prominent, voor in die koor, saam met Jesus, oral in die publiek, almal het geweet wie hulle is, hulle het Jesus gekruisig, hulle was bang vir hulle lewens, hulle het weggekruip, en elke keer, ewe skielik staan net Jesus in die middel van die geselskap, en sê vrede vir julle, skrik hulle self dood, koud, van hoe erg het is, want hulle was angstig. Die derde keer is 'n ander, hulle is nie weer iewers toegesluit alleen nie. Maar wat jy moet weet van die disippels op hierdie stadium, is Jesus het vir hulle gesê, wag in Jerusalem, totdat ek vir julle krag gee deur die Heilige Gees, sodat julle nou my getuies kan word. Hulle het dit gehoor, maar hulle het nie altyd geweet wat om daai inligting te maak nie. Hulle het verskriklik baie onsekerheid in hulle self beleef. 3 jaar terug het ons hom begin volg, agter hom aangeloop. Dit het gevoel asof ons lewe gemaak was hiervoor. Dit was honeymoon al die pad. En ewe skielik is altyd weggeruk uit my lewe uit. My hele doelgerigtheid, alles waarvan hy gepraat het, wat ek gedink het ek verstaan ek toe nou al die tyd nie. Ek is totaal in onsekerheid gedompel, en met dit sit ek nog met 'n klomp angs ook. Wat nou? Wat nou? Ek weet hy het nou vir ons gesê ons moet wag vir die Heilige Gees, maar ons het nie eers 'n kategorie vir dit nie, want hoe lyk dit? Niemand het dit nou al ooit beleef nie. Hulle sit met 'n klomp onsekerheid. Wat gaan ek nou maak met die res van my lewe? Jy moet weet, hy het hulle geroep toe hulle tieners is. Hulle is nog jonk. Wat nou? En dis waar ons storie vanoggend wegspring. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En dit het so gebeur. Daar's soveel inligting in hierdie een vers wat jy net eers moet weet voordat ons aanbeweeg. Lukas 5. Nou moet ons so 'n bietjie die reverse knoppie druk op Jesus stories. Lukas 5 het Jesus vir die eerste keer aan sy eerste disippels geroep. En sy eerste disippels volgens Lukas was Petrus en sy broer Andreas en Johannes en sy broer Jakobus. By die see van Tiberias, wat ook die see van Galilea genoem is. Herod Antipas het die see vernoem na Tiberias, wat die keiser was van Rome, want hy het net gevoel, ons moet vir Tiberias die eer gee, maar dis ook die see van Galilea. Ek vermoed is op dieselfde plek, want as jy die storie lees en jy wil sin maak van hierdie storie, kan ek nie anders as om te dink is op dieselfde plek nie. So, 3 jaar terug in die disippels se lewe, verskyn Jesus op dieselfde plek, by die see van Tiberias, die see van Galilea. En as jy reg onthou, is dit die plek waar hy hulle geroep het, waar hy vir hulle gesê het, ek het 'n ander plan,
jy het die familiebesigheid geleer, jy het gaan visvang vir 'n lewe, om kos op die tafel te sit, dis waar jy al jou sekuriteit vandaan kry, al jou inkomste vandaan kry, hoe jy elke dag 'n lewe maak. Ek gaan van jou 'n visser van mense maak. Ek gaan soos wat jy vis vang, gaan ek jou help om mense te vang. Om hulle uit die wêreld uit in my koninkryk in te bring. Want dis waarvoor ek hier is, en ek het gekom om daai doelgerigtheid vir jou te bring. Maar soos ek begin het vanoggend en vir jou gesê het, ons verleer baie keer fokus, want ons raak onafhanklik. Ons besef nie ons is geskape vir afhanklikheid. So hou dit in gedagte terwyl ons hierdie storie lees vanoggend. Jesus staan op die strand, en Johannes gee vir ons hierdie detail. Hy sê, Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. So, Johannes, Jesus se disipel, skryf hierdie evangelie. Hierdie storie is ook net in Johannes. En hy gee vir ons hierdie detail, daar's net 7 van sy disippels. Ons sien is Petrus en Thomas, wat nie die ongelowige Thomas, Didimus wat ook tweeling genoem is, Nathanael wat onder die vyeboom gesit is toe Jesus hom geroep het van Kana in Galilea, en die seun van Zebedeus is Johannes, die ou wat hierdie skryf, en sy broer Jakobus, en die 2 ander disippels. Ek vermoed een van daai 2 ander disippels was Andreas, wat Petrus se broer was. Ek weet nie wie die ander nie. Ons weet nie regtig wie die ander 2 was nie, maar daar was 7 van Jesus se disippels. So Johannes wil hê ons moet dit weet vir een goeie rede. Hy is op pad om 'n storie te vertel wat waar is, maar in daai tyd kon jy nie 'n storie vertel wat waar is of 'n verklaring maak as jy nie 'n ooggetuie gehad het nie. So hy gee vir ons hierdie 7 mense en hy sê, ek skryf hierdie nou vir julle, indien hulle nog leef, Petrus was teen die tyd al dood, onderste bo gekruisig gewees, maar daar's mense wat hulle geken het, so jy kon en gaan verifieer, is hierdie storie van Johannes waar, as jy met hulle geliefdes gaan praat het, of selfs een van hulle kon opspoor. So hy gee eintlik vir ons bewys dat hierdie storie het gebeur. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. So ek sien hierdie prentjie waar Simon Petrus nog steeds in die toegesluite huis sit. Angstig, onseker, ek weet nie waartoe gaan my lewe nie. Ek weet nie eers wat beteken wag vir die Heilige Gees nie. Ek kan nie meer hierdie hanteer nie. Ek kan dit nie meer vat nie. Ek kan nie hierdie spanning hanteer nie. Niks gebeur nie. En soos ons almal vir Petrus ken in hierdie tyd deur Jesus stories, hy was nogal 'n emosionele mens. Hy was altyd voor in die koor, eerst op die perd spring. Hy was 'n ou van aksie. Ek gaan visvang. En baie keer as in ons kultuur, as iemand sê ek gaan visvang, dan hoor ons iemand gaan ontspan. Dis nie wat hierdie beteken nie. Hierdie beteken, ek gaan werk. Ek gaan werk toe. Ek gaan terug na wat ek geken het, voordat ek hierdie Jesus karakter ontmoet het. Maar ek gaan nie langer so doelloos in angstigheid leef nie. En is asof dit 'n antwoord was vir die res. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Hier het ons 'n heeltemale herhaling van Lukas 5. Jesus het op die strand opgedaag. Hy het gepreek vir 'n menigte mense en Petrus en Andreas het so eentjie van hom af in hulle skei gesit en hulle nette skoon gemaak van al die seegras. Hulle het vir die hele nag lank niks gevang nie. En hoekom hulle in die nag op hierdie meer vis vang? Want in die dag is die winde te erg. Jy kan nie daar kom nie. So hulle moes deur die nag vis vang. So al wanneer hulle daar kon beweeg op daai meer. Dis minder daar 'n storm in die nag was, maar dit het ook gebeur, soos ons weet. So nou en dan. Niks gevang vir die hele nag nie. En Jesus staan op die strand. Hulle het gegaan in die skei geklim en daardie nag niks vis gevang nie. Wat net nog 'n bewys is, wat hulle onvermoë is. Ons mis hierdie goed. Ons konsentreer nie eens hierop nie. Ons hou nie eens daarvan om dit oor te vertel vir iemand nie. As iemand vir jou vra, hoe was dit? Ag, was nie so goed nie, kom ons praat oor iets anders. Hoe was dit? Ag, kom ons kap het flou, daar's beter goed om aan te dink. Dis baie keer wat ons antwoord is. Jy moet sien wat het Jesus hier gedoen. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jy gaan hierdie is so mooi. Dis sy volgelinge. Hy het hulle gekies. Hy het hulle gered. Hy is hulle Here. Hy het hulle losgekoop van die las van sonde. Hy het hulle losgekoop as slawe.
wat slawe was van sonde, het hulle losgekoop, het hulle vrygemaak, hy is teenwoordig in hulle lewe, en hulle weet dit nie. Hulle weet nie hy is daar nie. Ek lees nou die dag 'n post wat sê, as jy altyd bewus was van die Here se teenwoordigheid in jou lewe, dan sou jy nie geloof nodig gehad het nie. Hy staan daar, hy weet presies waarmee is hulle besig. Hy weet wat hulle onsekerheid is, hy weet alles. Hy weet, hulle is besig om hulle moeitevol vir 'n hele nag lank op 'n see te gaan aanwend om vis te vang. En dit gaan na niks toe gaan nie. Dit gaan na niks toe lei nie. Hy staan daar, hulle weet dit nie. Jesus skree van die kant af. Nou moet jy weet, ons het nou die storie gelees aan die begin, hè? Hulle is omtrent 100 tree in die see in. So hierdie moes 'n harde skree gewees het. Dis omtrent 70-80 meter. Maar gelukkig trek klank ver op water. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Hoekom vra Jesus daai vraag? Hoekom gaan hy en druk hy sy vinger daar, waar ek hom nie wil hê nie? Het hy nie geweet nie? Hy is Jesus, hy het definitief geweet. Hy het alles geweet, hy het tot geweet wat hulle dink. Die tweede keer toe hulle verskyn het hy geweet Petrus gaan vis vang saam met hierdie ouens. Want hy is alwetend. Hoekom vra hy dit? Om jou te leer dat jy is afhanklik. Om jou te wys hoe jy nie die vermoë het nie. Hoe jy nie gemaak is om sonder hom te funksioneer nie. Hoe as hy in jou lewe intree, word hy die bron van jou lewe. En dit maak nie eers sin om op jouself staat te maak nie. Dis hoekom hy hierdie vraag vra. Jy het niks gevang nie. Hy wil hê hulle moet daaraan dink, want hulle dink nie daaraan, kos vergeet daarvan. Want toe Jesus in Petrus se boot klim in Lukas 5, toe het hy vir hom gesê, bring jou boot 'n bietjie nader dat ek inklim, ek wil met die mense praat, hulle druk my in die water in. En hy praat met die mense, en toe sê hy vir Petrus, kom ons gaan uit, ons gaan vang vis, nadat hy die hele nag niks gevang het nie. Toe sê hy vir meneer, ek's moeg, ek wil gaan slaap. En Jesus oortuig hom, en hulle gaan vang vis. Julle het niks gevang nie. Ek dink op hierdie oomblik, op hierdie oomblik, hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Ek bedoel, wie is hierdie ou op die strand wat op ons skree? Ons het die hele nag onsself doodgewerk, nou moet ek hier net weer, die son kom op, die wind gaan nou opkom, die storms gaan begin. Hy vertel vir my, ek moet die net aan die regterkant, maar ek dink hierso, toe Jesus hierdie sê, het die liggies begin aangaan. Het hulle begin besef, déjà vu. Onthou julle hierdie? Hierdie is déjà vu. Gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe net daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Hier is 'n storie wat parallel aan 'n storie loop, wat ons nie moet mis volgend nie. Hier is nog 'n storie in hierdie storie. Jesus is besig om die roeping op sy disippels se lewe te bevestig. Onthou julle Lukas 5? Ek het klaar die plan vir jou lewe uiteengesit. Ek het jou geroep, ek het jou gered. Ek het vir jou doelgerigtheid in jou lewe gesit. En jy is besig met jou eie planne. Onthou julle wat het ek gedoen? Ek het vir jou gesê, gooi die net uit. Julle het soveel vis gevang, dat julle vir Johannes en Jakobus met nog 'n boot moes roep, want julle boot wou sink om al die vis. En toe ons by die kant kom, toe sê ek gaan julle nou vissers van mense maak. Die see is soos die wêreld waarin julle leef. En julle dra 'n goeie nuus boodskap. Julle gaan mense in God se koninkryk intrek. En dan gaan julle nou eers weer wys hoe dit werk. Dit is nie in jou vermoë nie. Dit gebeur slegs wanneer jy gehoorsaam is aan my. En die disippels is gehoorsaam. Die hoogste vorm van aanbidding, om God te aanbid, is gehoorsaamheid. Dis lekker om liedjies te sing om God te aanbid. Die hoogste vorm van aanbidding is om gehoorsaam te wees wanneer die Here met jou praat. Want jy ag hom as jou Here in daai oomblik. Jy is onder hom aangestel. Hy is die een wat die gitaar slaan in jou lewe. Hy gee rigting, hy gee leiding. Hulle was net gehoorsaam in daai oomblik. Dan sal jy iets kry. Hulle het dit net
toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie, wat net weer eens 'n magtige bewys is van hoe God werk. Hierdie was in hulle brein nie, hulle het nie in hulle wilste drome gedink, al is ons suksesvol, gaan ons so baie vis vang nie. Want dis hoe die Here werk. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, hierdie is so komies. Weet jy hoekom is hierdie komies? Want die disipel vir wie Jesus baie lief was, is dieselfde ou wat dit skryf. Sy naam is Johannes. Hy het die hele tyd na homself verwys as die disipel vir wie Jesus baie lief was. En kyk wat sy krediet vat hy in hierdie storie. Sê toe vir Petrus. Daar was vir een of ander rede as jy hierdie boek van Johannes lees, is daar altyd hierdie rivalry tussen Petrus en Johannes. Ek weet nie of Johannes bietjie afgeskeep gevoel het nie, maar hy moes altyd eerste wees. Hy het ook vinniger na die graf van Jesus toe gehardloop as Petrus. Hy het ook eerste in die graf ingegaan en toe kom Petrus eers. So die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dis die Here, dis die een wie ons losgekoop het van ons sonde, onder wie ons onderdanig is, wie ons lewe regeer, die een wat vir ons sê wat om te doen, wanneer om dit te doen, hoe om dit te doen. Dis die een saam wie ons 3 jaar tyd spandeer het, die een wat vir my en jou doelgerigtheid in ons lewe ingebring het. Dis hy, dis die een wie ek my hele lewe skuld. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bole was kaal en in die water gespring. Is julle nie bly ons leef in moderne tye, wat ons nie meer ons klere aantrek voor ons in die water klim nie? Dis nie wat hy hierso doen nie. Maar toe ek dit lees, is dit die gedagte wat ek gedink het. Hy trek sy hemp aan vir 2 redes. Die eerste rede uit respek uit vir sy Here. Want dit was disrespekvol om met 'n kaal bolyf op te daag. 'n Slaaf kon nie met 'n kaal bolyf voor sy heer opdaag nie. Hy het dit gegee, dis die eerste rede. Dis die eenvoudigste rede. Die tweede rede is, Petrus is nie net in onsekerheid gedompel, as gevolg van die feit dat hy nie weet wat om te doen nie. Hy is ook in onsekerheid gedompel, en hieroor gaan ons volgende week praat. Hy is ook in onsekerheid gedompel as gevolg van wat hy gedoen het net voor Jesus gekruisig is. Net voordat Jesus gekruisig is, het hy Jesus 3 keer ontken. Jesus het hom gesê dit gaan gebeur en toe gaan hy en toe doen hy dit. So hy voel nog onseker ook oor sy verhouding met Jesus. En waar is hy in hierdie hele vergelyking? Hoe gaan hierdie nou werk? En wat hy besig is om te doen is, hy is besig om sy skaamte te bedek. Die beste manier om dit te beskryf is Adam en Eva in die tuin. Nadat hulle ongehoorsaam was aan God, het hulle vye blare aan mekaar geweef om hulle klere aan te trek, om hulle skaamte te bedek. Nou, die beste manier om dit te beskryf, is om te sê, wanneer jy skuldig voel, voel jy skuldig oor iets wat jy gedoen het, maar daar is 'n verskil tussen skuldgevoel en skaamte. Skuldig voel beteken, ek het Jesus ontken, en daaroor voel ek skuldig. Niks verkeerd. Skaamte is 'n valse identiteit. Met ander woorde, jy neem die sonde aan as jou eie. Ek het nie net Jesus ontken nie, ek is nou 'n ontkenner. Ek ontken mense. Dis soos wanneer jy, 'n ander manier om dit te verduidelik is, ek voel skuldig want ek hierdie koekie in my ma se kombuis gesteel, toe sy my vra, sê ek nee, maar ek het skuldig gevoel. Maar nou voel ek nie net meer skuldig nie, nou word ek 'n dief. So 'n valse identiteit. En wanneer jy iets het, soos 'n valse identiteit, steek jy dit weg. Jy wil nie hê iemand moet weet nie. Soos Adam en Eva dit in die tuin gedoen het. Hy is besig om sy skaamte ook te bedek. Maar hy is liries opgewonde. En nou moet hy 'n oordrewe rad wys hoe opgewonde is hy. Want hy moet kompenseer vir wat hy droog gemaak het. Ek is lojaal, ek sal eerste daar wees. Trek sy klere aan. Spring in die water. Die boel was kaal. My maat, 80 meter in die water. Nou moet hy swem, hy moet by die kant uitkom. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Johannes se evangelie is baie simbolies. Hy skryf sy hele evangelie nie om dit so sistematies korrek te skryf soos al die ander nie, meer om simboliek vir ons te verduidelik. En in hierdie skrifvers kan jy sien hoe belangrik is dit dat ons in gemeenskap is. Dat ons almal het 'n rol en ons almal werk saam. Die res van hulle het dit gesleep, maar ons gaan hierdie vis uit die see uitkry. Ons kan dit nie in die skei laai nie.
maar ons gaan dit uitkry. Ons gaan doen wat hy gesê het ons moet doen. Ons gaan dit inlaai. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Dis mooi. Jy moenie hierdie mis nie. Jou verlosser is teenwoordig, al weet jy dit nie. Jou verlosser laat jou fokus op jou onvermoë, sodat jy kan besef hoe afhanklik jy is. Jou verlosser gee vir jou leiding deur vir jou te sê, gooi die net aan die regterkant van die boot in. En dan laat hy die oes inkom. En hy het geweet, as hulle nou in die land kom, gaan hulle ontbyt eet en slaap. Want hulle het 'n nag lank hard gewerk en niks reg gekry nie. Hy sorg vir jou. Hierdie is die spreekwoordelike voorbeeld van soek eers my koninkryk en ek sal vir jou voorsien. Hy sorg. Want dis wat hy doen. Daar was brood ook. Hy sorg. Hy's in beheer. Hy bring resultate. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Een visie is bietjie min vir 7 manne. Kom slag nog 'n visie. Bring. Hoekom moet Jesus vir hulle sê om te bring? Hoekom het Jesus dan gevra? Het julle niks gevang nie? Want hy wil vir hulle moet bly fokus op wie hy is en wat hy sopas vir hulle gedoen het. Want ons verloor so maklik daai fokus. Ons vat so maklik krediet vir God se werk in ons lewe. As jy in die oggend uit jou bed uit opstaan, is dit genade. As iets uitwerk soos wat jy dit beplan het, is dit nie omdat jy so oulik is nie. Dis genade. Dis altyd vir my so vreemd dat 'n mens vir iemand moet vertel om dankbaar te wees. Dankbaarheid is nie iets wat jy moet doen nie. Dankbaarheid is 'n gevolg. Dis 'n reaksie op die oorweldiging van goedheid in jou lewe. As daai reaksie nie daar is, dit beteken dat jou fokus is in die eerste plek nie waar hy moet wees nie. Hy sê vir hulle, dis wat ek doen. Want hy het julle geroep. Hierdie is 'n bevestiging van hulle roeping. Moenie daai storie vergeet nie. Ek het julle geroep. Ek gaan die vrug op die werk waarvoor ek jou geroep het, is my verantwoordelikheid. Nie joune nie. Moet dit nooit mis nie. Dis my verantwoordelikheid. Ek trek die mense in my koninkryk in. Al wat jy nodig het om te doen is om te luister. Jy kan my maar vertrou. Weet jy wat se las haal die Here van jou skouer af? As jy nie in beheer is van die resultate nie. En jy moet net luister en doen. Want dis wat hy doen. My juk is sag en my las is lig, het hy gesê. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse. 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. So dit was 'n wonderwerk vir die disippels en vir Johannes, dis hoekom hy dit skryf. Want onder enige normale omstandighede sou hierdie net dit nie gehou het nie. Die groot klomp visse, nou as jy wil gaan lees en jy wil meer gaan studie doen oor 153, het hulle gevind in verskillende teologiese interpretasies met baie studie dat dit beteken net mooi niks. Die getalletjie 153 was daar baie verskillende interpretasies oor, maar ons moet dit eendag vir Jesus vra. Hoekom was dit? Hoekom moes Johannes vir ons skryf 153? Wat het dit nou? Wat was die simboliese betekenis daarvan? Tot vandag toe is daar nie 'n verduideliking vir dit nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Want hy is die brood van die lewe. Hy gee lewe. Dis die simboliek daar agter. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u? Nee. Ander woorde, Johannes se punt is, ons het nou tot geloof gekom, dat hy ons Here en ons God is, soos Thomas laas week tot geloof gekom het. Ons twyfel nou nie meer nie. Hy het uit die dood uit opgestaan en hy leef fisies. Ons het dit nie eers gewaag om vir hom te vra nie, want Johannes is besig om elke ou wat hierdie storie lees te oortuig dat Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ons het hom nie eers meer gevra nie. Hierdie is nie die eerste keer nie, hier is die 3de keer. Hulle het geweet dat dit die Here is. En kyk hoe interessant is hierdie. Jesus gooi hierdie sommer net so vir 'n bonusie in. Of Johannes. Jesus kom toe, neem die brood, gee dit vir hulle en net so ook die vis.
want dit is wat hy gekom het om te doen, om te dien. As jy dink, jou posisie gee die reg tot sekere oortuigings uit te leef, of mense te manipuleer, of hulle te gebruik, of hulle te hiet in gebied, as jy 'n kind van die Here is, dien jy. Jesus het nie gekom en enigstens sy posisie geag as iets waarna homself moes vastleef nie, Filippense 2, maar homself kom neerlê om mense te dien. Hy het homself die dood oorwin en hy dien nog steeds sy disippels. Ons het daar, dit was ons ander in Jesus stories, het ons dit al behandel. Hoekom staan jy op in die oggend uit die bed uit? Om te dien. En Jesus het dit nog steeds gedoen, ten spyte van die feit dat hy werklik God is. En dan sluit Johannes die storie af. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood uit opgewek het. Daar's 'n roemer wat die Jode versprei, julle almal weet dit. Hulle het die wagte omgekoop, 'n braai betaal, wat Jesus se graf opgepas het, en vir hulle gesê, julle sê vir niemand wat het gebeur nie, dat daar 'n aardbewing was en die rots het weggerol, en daar was 'n blindende lig, en julle het flou geval nie. Julle vertel vir almal, sy lijk is gesteel. Johannes skryf hierdie om te sê, ons het hom nie net een keer gesien nie. Hier is al die 3de keer. Hier is al die 3de keer. En dit gaan weer gebeur. Die ander evangelies deel nie met ons so baie inligting oor Jesus se lewe na sy opstanding nie, maar Johannes het die meeste daarvan gedeel. En dan so 'n bietjie in Handelinge. Lukas het niks in sy evangelie daar. Die ander 3 evangelies eindig al 3 met Jesus het die dood uit opgestaan en dan sy disippels verskyn en toe is alles verby. Lukas het ook Handelinge geskryf en daar lees ons ook so 'n bietjie van Jesus se lewe nadat hy die dood uit opgestaan het. So die feit van die saak bly is wat Johannes sê is hy het uit die dood uit opgestaan en dit het 3 keer met ons gebeur. Weet waarvan ons praat. Wat leer ons by Jesus in hierdie storie? Nommer 1, hy is teenwoordig, of jy dit nou weet of nie. Hy is altyd daar. Hy sien alles wat jy doen. Hy weet waar jy is, waarmee jy besig is. En as hy jou red hy jou na homself toe, om deel te word van sy koninkryk, en jy word 'n instrument in sy hand, net soos sy disippels, om te getuig van sy werk in jou lewe. En hy sal deur jou werk en wat jy doen elke dag, maak nie saak wat dit is nie, sal sy koninkryk uitgebrei word. Jy behoort nie meer aan jouself nie, jy behoort aan hom. Hy het jou kom loskoop van sonde. Wat 'n voorreg om aan hom te behoort. Want daar was geen ander manier vir hom los te kom nie. Ek is 'n afhanklike. Ek word een gebore en dit verander nooit. Hy is teenwoordig. Hy help ons fokus. Elke dag, jou onvermoë, jou ongeluk, jou tragedie, jou siekte, jou seer, die goed wat jy gedink het jy kan beheer, wat toe nou heeltemal anders uitgewerk het, is daar konstant om jou te herinner, Here, help my. Ek weet nie hoe kom ons deur hierdie dag. Dis elke dag deel van my lewe. Elke dag. Daar's elke dag iets wat my herinner. Ek is nie so great soos ek gedink het nie. Elke dag. So hoe kan ek 'n dag laat verbygaan wat nie sê, Here, help. Here, my lewe is in U hand. Here, ek het U nodig nie. As jy nie die moeite doen om dit te doen nie, as jy nie die moeite doen om stilte tyd te doen nie, as jy nie die moeite doen om jouself enigstens te herinner nie, herinner hy jou. Ons is in 'n gebroke en 'n gevalle wêreld. Dis die heeltyd in my en jou lewe teenwoordig. Hy help jou fokus. Moenie daai goed ignoreer nie. Dis daar om jou te leer. Dis daar om jou te help. Dis daar om jou te help fokus. En dan gee hy nog vir jou leiding ook. As jy begin sê, Here, help, of jy antwoord, jy's net eerlik, soos die disippels, net eerlik. Nee, ons het niks gevang nie. Wag net so 'n bietjie, ek gaan nou antwoord kry. Ek gaan nou vir jou sê. Jy gaan dalk net 'n gedagte in jou kop kry en sê, maar dalk moet ek hulp soek. Dalk moet ek iemand bel. Dalk moet ek gou bid. Dalk moet ek net die Here vra, Here, wys my iets anders. Maak my kreatief. Weet jy, partykeer is daar situasies in my en jou lewe wat so oorweldigend is. Konflik in jou besigheid, goed wat nie uitwerk in jou besigheid nie, of konflik in verhoudings, in jou huwelik, goed wat astronomies is, wat jou totaal, jou spasie in jou kop opneem, dat dit alles waaraan jy dink, en al wat gebeur is, jy raak al kwater of al hoe meer depressief en al hoe meer depressief. Stop! Net daar. Jy is veronderstel om hulp te soek, want jy is nie onafhanklik nie. Jy maak jouself dood, want jy dink jy kan self. Dis 'n leuen van die wêreld.
Hy gee jou leiding. En hy staan op jou oewer. En jy weet nie eers hy's daar nie. Hy is suksesvol. As jy gehoorsaam is, en hom verheerlik, en hom aanbid, deur jou gehoorsaamheid, sal die vrug kom soos dit moet kom. Sal gebeur wat moet gebeur. Hy voorsien en hy sorg. Soek hom eers, en hy sal die res van die goed vir jou gee. Hy is ons bron, en die mens is afhanklik. Jy word so gebore, en dit verander nooit nie, maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie. Maak nie saak hoe Nike just do it. Jy's, ons gaan dit maak. Jy kan enigiets in jou lewe doen, as jy net harder probeer. Wil amper vieslik wees en sê, mag jy dit nie bereik nie. Net sodat jy kan onthou, dat jy afhanklik is van God. Ons vergeet dit. Ons verval in angs en in onsekerheid, en dan begin ons reg in ons eie hande vat. Die Here is konstant by ons, altyd besig om ons te leer en ons te wys en ons te help en ons krag te gee. En selfs die vrug in ons lewe in te bring. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Dankie vir wat ons by U leer. Dankie vir die wêreld wat U vir ons oopmaak. Dankie vir die perspektief wat U vir ons gee. Mag hierdie daadwerklik deel raak van ons lewe. Here, mag ons sien wanneer U opdaag en wanneer U in ons lewe beweeg. Mag ons dit nooit ontken nie. Mag ons reaksie van dankbaarheid getuig dat U ons lewe regeer. Dat U ons Here is op 'n daaglikse basis. Heilige Gees, kom maak ons sterk. Kom maak ons ore oop dat ons sal luister. Kom vat ons trots en oortuig ons daarvan dat ons vyand is, dat ons by U sal gaan sit om te hoor. Dis my gebed. Dankie Here vir U woord. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Gaan mee.